Johannes opgeskryf in vers 11, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Nou vas aan die geloof wat jy het. Hou vas aan dit wat die Here vir jou gegee het. Ek praat nie van aardse dinge, ek praat geestelik. Hou vas aan dit wat jy jou geleer het. Hou vas aan dit wat hoe jy jou gebruik het, sodat niemand jou kroon kan wegvat nie. Hoekom skryf Johannes dit? Hoe sê oom? Dis waar, ja. Want dis wanneer die troon van die Satan in die sinagoge gevestig is, dan sal daar baie wees wat probeer om jou kroon te vat. Hoe gaan hy jou kroon vat? Hy gaan jou geestelik dood laat maak. Hy gaan jou beïnvloed. Ag, dink jy regtig die Here gaan vir jou deurkom? Dink jy regtig jy hoef meer te glo wat dit sê? Nee, kom kyk bietjie wat sê die woord hierso. Okay. So daar sal baie wees wat jou kroon wil wegvat. Okay. Hoekom moet ons probeer dat hulle ons krone moet hoekom sê die woord ons moet ons krone behou? Is omdat daar baie sal wees wat jou gaan beïnvloed en jou gaan daarna toe lei om te val, om jou kroon te verloor. So dit menende dit kom op 'n punt waar die sinagoge van die Satan gaan staan as 'n verskansing van die troon van die Here, en dis waar die mokkery gaan begin. Okay. Die kerk praat van die tye wat gaan kom, so stelselmatig vat alles die plek in wat nodig is om dit te laat gebeur. Goed. Symboolbetekenis van die sleutelwoorde. Sleutel van Dawid, Jesus het gesag oor die koninkryk van God, hy alleen kan open en sluit. Hy alleen het afgegaan en die doderyk gaan. Okay. Dan wat is die oop deur? Gaan ek te vinnig, moet ek 'n bietjie rustig gewees? Almal skryf hulle, okay. Hoekom gee die Here oop deur? Want hy gee die geleentheid vir evangelisasie en getroue diens. Hy gee geleentheid vir evangelisasie en getroue diens. Goed. Sinagoge van Satan. Mense wat hulself gelowiges noem, maar God se werk teenstaan. Dis die sinagoge van Satan. Okay. Wat jy wil vra? Het almal die sleutel van Dawid? Die oop deur? Die oop deur is die geleentheid vir evangelisasie en getroue diens. Die sleutel van Dawid is Jesus het gesag oor die koninkryk van God, hy alleen open en sluit. Dan die sinagoge van Satan, mense wat hulle self as gelowiges noem, maar God se werk teenstaan. So jy sê jy glo in God, maar eintlik sê sy werk beteken vir jou niks. As ek dit in plain Afrikaans moet stel vanaand. Dan pilaar in die tempel van God, praat van 'n ewige standvastigheid en nabyheid van God. Aan God, sorry. Ewige standvastigheid en nabyheid aan God. Dis die pilaar in die tempel van God. Dis ewige standvastigheid en nabyheid aan God.
van die simbool, naam van God of Nuwe Jerusalem, betekenis daarvan is dat jy aan God behoort en deel is van die ewige stad. Aan God behoort en deel is van die ewige stad. Goed, wat is die rol in die eindtyd van hierdie stad, van hierdie gemeente? Okay, so ons almal weet die kerk verteenwoordig die sendingskerk, tyd van wêreldsending, Bybelvertaling, Bybelvertaling en geestelike herlewing. Okay, Philadelphia. Hy staan bekend as wêreldsending, Bybelvertaling, hoeveel vertalings van die Bybel is daar nou al net nie gevind nie, en geestelike herlewing. Okay. Geestelike herlewing het nog nie gebeur nie. Besig om te gebeur, nog nie gebeur totaal nie. Ek wil volgens die woord glo vanaand dat geestelike herlewing almal gaan raak. En nie net sekere parte van die wêreld nie. Okay. So Bybelvertaling en geestelike herlewing. In die eindtyd, ekskuus oom. In die eindtyd wys dit op ware gelowiges wat getrou bly, al is hulle klein in getalle. Ware gelowiges wat getrou bly, al is hulle klein in getalle. Ek moet nou nie skrik as ek die volgende sê nie, né? Okay. Hierdie groep, hierdie kerk verteenwoordig die oorblyfselkerk. Wat beteken, die wat getrou aan Jesus is te midde van toenemende wêreldse druk. So hierdie kerk verteenwoordig ook die oorblyfselkerk. Getrou aan Jesus te midde van toenemende wêreldse druk. Goed. 'n ander interessante ding of term of verduideliking wat die woorde oop deur dui op is die laaste geleentheid vir evangelisasie voor die finale oordeel. Dis nou net bietjie brokkies inligting wat ek vir julle gee. Okay, so die oop deur dui op die laaste geleentheid vir evangelisasie voor die finale oordeel. Goed. Wat is die eindtyd toepassing? Die laaste punt wat ek vanaand deel oor die kerk van Philadelphia. Voordat ons gelees, dis die kerk wat dui op wêreldsending, Bybelvertalings en herlewings. Maar hier's 'n ander stukkie. Hy sê die eindtyd toepassing gesien as die sending of die evangelisasie kerk ongeveer 1700 tot 1900 na Christus is 'n tyd van wêreldsending wat ons het, Bybelvertalings, maar hy sê na die Bybelvertaling sê hy en groot herlewings. So die herlewing
Hier sal agterkom hulle praat van herlewing en dan praat hy van groot herlewings. Wat vir ons vanaand sê, it's going to be multiplied all over. Herlewings. Okay. Dit is die 6de gemeente waar ons is vanaand. Volgende week gaan ons na die 7de gemeente toe. En dis waar die dinge regtig interessant raak. Okay. Maar dis net God alleen wat herlewing kan gee. Ja, oom. Dis nie ons as mens wat herlewing kan bewerkstellig. Ons as mens kan in alle respek voorberei Ja. vir herlewing. Want dis die hoop waarna ons vashou. Is die herlewing wat moet kom. Wat nog gaan kom. Natuurlijk. Ons gaan herlewing by elkeen van onsself. Ja. Ja. En dit is die informasie van die brief van Philadelphia. Die broederliefde kerk.